Hallo en welkom by The Answer Series se natuurwetenskappe video's gebaseer op ons studiegidse. In hierdie video stel ons die konsepte van wrywing en statiese elektrisiteit bekend en ons gaan sien hoe hulle met mekaar verbind is. Elektrisiteit is 'n vorm van energie wat voorkom as gevolg van die teenwoordigheid van gelaaide deeltjies in materie. Gelaaide deeltjies verwys na positiewe protone en negatiewe elektrone in die atome waaruit materie bestaan, en jy kan hierdie konsepte weer hersien in die video oor atome. Hierdie gelaaide deeltjies in materie kan deur oppervlakke van voorwerpe vloei of daarop versamel om twee soorte elektrisiteit te skep. Stroomelektrisiteit is die aanhoudende vloei van gelaaide deeltjies, terwyl statiese elektrisiteit die versameling of opbou van stilstaande, onbeweeglike gelaaide deeltjies op oppervlakke of voorwerpe is. Statiese elektrisiteit sal aanhou om op 'n oppervlak of voorwerp te versamel totdat dit uiteindelik aan 'n ander oppervlak of voorwerp naby daaraan oorgedra word. Jy het waarskynlik al baie voorbeelde van statiese elektrisiteit in jou alledaagse lewe teëgekom. Jy het dalk opgemerk dat jou hare regop staan nadat jy dit met 'n plastiek kam gekam het. Of jy het 'n elektriese kraakgeluid gehoor wanneer jy jou trui oor jou kop trek. Of miskien het jy selfs 'n klein elektriese skok ervaar toe jy aan 'n metaaldeurknop raak nadat jy oor 'n mat geloop het. Ons het dus almal op een of ander stadium statiese elektrisiteit ervaar, maar hoe presies word dit veroorsaak? Die subatomiese deeltjies waarvan ons in 'n vorige video oor die atoom geleer het, veroorsaak elektriese lading. Onthou dat daar 3 tipes subatomiese deeltjies is: elektrone, protone en neutrone. Ons het ook geleer dat alle atome normaalweg neutraal gelaai is, omdat hulle 'n gelyke aantal protone en elektrone bevat. Die protone en neutrone wat in die kern van 'n atoom voorkom, is baie stewig gebind en kan nie beweeg nie. Met ander woorde, hulle kan nie tot die atoom toegevoeg of daarvan af verwyder word of oorgedra word nie. Elektrone daarenteen beweeg rondom die kern en kan van een atoom na 'n ander toegevoeg of verwyder word. Wanneer elektrone by 'n atoom gevoeg of daaruit verwyder word, verander dit die elektriese lading van daardie atoom. Wanneer 'n atoom 'n elektron of elektrone bykry, sal dit negatief gelaai wees, omdat daardie atoom nou meer elektrone as protone het. Wanneer 'n atoom een of meer elektrone verloor, sal dit algeheel positief gelaai wees, omdat die atoom nou minder elektrone as protone het. 'n Atoom kan dus 3 toestande hê met betrekking tot sy lading. As dit 'n gelyke aantal elektrone en protone het, negatiewe en positiewe ladings, sê ons die atoom is neutraal. Wanneer die atoom meer elektrone as protone het, het dit meer negatiewe ladings as positiewe ladings, en dan sal die atoom algeheel negatief gelaai wees. Wanneer dit minder elektrone as protone het, dus minder negatiewe ladings in vergelyking met positiewe ladings, sal die algehele lading van die atoom positief wees. Maar hoe vind hierdie oordrag van elektrone nou werklik plaas? En die antwoord is wrywing. Dis 'n krag wat weerstand bied teen die beweging van een oppervlak oor 'n ander. Wanneer twee materiale teen mekaar gevry word, kan wrywing veroorsaak dat elektrone tussen die atome van die twee materiale wat teen mekaar gevry word, oorgedra word. Die elektrone beweeg van die oppervlak van die een materiaal na die oppervlak van die ander en veroorsaak dan sodoende 'n verandering in die algehele lading van die oppervlakke van hierdie materiale. 'n Materiaal wat elektrone gaan bykry, sal dan 'n algehele negatiewe lading hê. En 'n materiaal wat elektrone verloor, sal 'n algehele positiewe lading hê. Kom ons kyk na hoe hierdie oordrag van elektrone deur wrywing plaasvind met behulp van 'n voorbeeld. 'n Seilap kan gebruik word om 'n glasstaaf te vryf. Voordat dit gevry word, is beide die glasstaaf en seilap neutraal. Met ander woorde, hulle het beide geen elektrostatiese lading nie. Elkeen van hierdie twee materiale het eweveel elektrone en protone. En in die prentjie kan ons sien dat die glasstaaf 5 elektrone en 5 protone het en die seilap 6 elektrone en 6 protone. Wanneer die glasstaaf nou met die seilap gevry word, vind daar wrywing tussen hulle oppervlakke plaas.
Ons kan in die prentjie sien dat wrywing veroorsaak dat elektrone vanaf die oppervlak van die glasstaaf na die oppervlak van die sylap oorgedra word. Die glasstaaf wat nou elektrone verloor het, gaan dus nou 'n positiewe lading hê, omdat dit minder negatiewe elektrone as positiewe protone oor het. Let op dat ons in die prentjie kan sien dat die glasstaaf na wrywing net 1 elektron en 5 protone het. Dus het dit 4 van sy elektrone aan die sylap verloor. Die sylap het dus elektrone bygekry en gaan nou 'n algehele negatiewe lading hê, omdat dit meer negatiewe elektrone as positiewe protone het. In die prentjie kan ons sien dat die sylap na wrywing 10 elektrone en 6 protone het. Dus het dit 4 elektrone vanaf die glasstaaf bygekry. Ons sê dat die glasstaaf en die sylap nou elektrostaties gelaai is, omdat hulle albei 'n ongelyke aantal positiewe en negatiewe ladings bevat. En dit is hoekom hulle algehele elektriese ladings verander het. So daar's 2 belangrike dinge om hier op te let. Eerstens word slegs elektrone oorgedra. Jy sal opmerk dat die aantal protone vir beide die glasstaaf en die sylap dieselfde gebly het voor en na wrywing, slegs die aantal elektrone het verander. Tweedens, geen nuwe ladings is tydens wrywing geskep nie. Die totale aantal elektrone in hierdie hele stelsel is steeds 11 en die totale aantal protone is ook steeds 11. Geen nuwe protone of elektrone is tydens die proses by hierdie stelsel gevoeg nie. Al wat gebeur het, is dat elektrone van een oppervlak na 'n ander beweeg het en dus is dit net die verspreiding van elektrone wat verander het. Sleutelterme vir hierdie video sluit in gelaaide deeltjie, statiese elektrisiteit, elektron, proton, neutron, wrywing en elektrostaties gelaai. Check out the video description below for practice questions from our study guides. If you found this video useful, give it a like and subscribe to our channel so you don't miss any new episodes. Follow us on Instagram or Facebook to stay on top of the latest TAS news and launches. So that's it for now from The Answer Series, your key to exam success.